Goeienaand en hartlik welkom hier by my op 'n Dinsdag aand 6:30 by die Aanlyn Kerk op die Aanlyn Kerk page waar ons uitsaai Dinsdag, Woensdag en Sondag, Dinsdag Afrikaanse Bybelstudie, Woensdag Engelse Bybelstudie en dan ook op Sondag ons dienste. Nou terwyl ons so inskakel, share asseblief die boodskap daar na jou tydlyn toe, die Bybelstudie dat almal kan deel wees daarvan. Vanaand 'n lekker opgewonde onderwerp. Maak jou huis skoon. As jy wil hê, daar's nog mense wat moet hoor en sien en verstaan, asseblief deel dit ook daar na jou tydlyn toe. Okay, lekker deel terwyl ek dit ook doen. Ons gaan lekker 'n liedjie luister wat ek geskryf het vir vandag se diens, dat ons ook kan verstaan wat die woord sê. Gesnede beeld, ons lewende ware God, spot met hulle, met groot krag en heerlikheid. Lewe hy tot in alle ewigheid, sy stem laat waters en hemele reis. Met groot krag en eerlikheid, lewe hy tot in alle ewigheid. Hy maak donders vir die reën en laat wind uitgaan. Hy sy voorraadskiere, niks kan voor hom staan. Want hulle gegote beelde is leuns en daar is geen gees in hulle nie. Daar is geen gees in hulle nie. Wie hom wat vir 'n stuk goud sê, word wakker. Vir 'n dooie klip ontwaak. Kan hulle mens leer, kyk hulle is oorgetrek met goud en silwer. Moet rondgedra word, mond maar kan nie praat, hoor maar kan nie hoor, neus maar kan nie ruik en daar is geen gees in sy binneste nie. Want hulle gegote beelde is leuns, daar is geen gees in hulle nie. Daar is geen gees in hulle nie. Die ware God se stem laat waters in hemel reis. Laat dampe opgaan van die einde van die aarde af. Hy maak donders vir die reën en laat wind uitgaan. Hy sy voorraadskiere met groot krag en heerlikheid. Spot met hulle, hy lewe tot in alle ewigheid. Niks kan voor hom staan. Wow, ja, dit is wat ons so mooi uit die woord uit leer. Die lied is so uit die woord uit geskryf. Maar ons gaan vanaand lekker hieroor gesels, sekerheid kry oor al hierdie dinge. Is daar 'n gees in beelde, ornamente en dinge? Was jy al gekonfronteer met hierdie tipe van lering en dat jy dalk nie geweet het wat om daarmee te doen nie? Verstaan ek dit reg? Verstaan ek dit verkeerd? Moet ek alles uit my huis uitgooi? Wat moet ek doen? Hoe moet ek dit verstaan volgens die woord van die Here? Veral as daar prediking uitgaan, leerstellings uitgaan, wat hierdie dinge wel promotiveer. Ek dink ons gaan vanaand net weer die lied so lekker luister. Ek sien almal sukkel so 'n bietjie om in te skakel en terwyl ons dit so luister, dan kan almal ingeskakel kom. Ek weet nie wat gaan vanaand aan nie. Hy maak daarop kos. En nou om warm dan maak hy daar 'n God van en buig hom neer. Hy maak daar 'n gesnede beeld van en kniel neer. Elke mens word dom wat het glo, sonder kennis. Elke goudsmid staan beskaamd deur die gesnede beeld. Ons lewende ware
geen gees in hulle nie. Wie om wat vir 'n stuk koud sê, word wakker vir 'n dooie klip, ontwaak. Kan hulle mens leer, kyk hulle is oorgetrek met goud en silwer, moet rondgedra word, mond maar kan nie praat, hoor maar kan nie hoor, neus maar kan nie ruik en daar is geen gees in sy binneste nie. Want hulle gegote beelde is leuns, daar is geen gees in hulle nie. Daar is geen gees in hulle nie. Die ware God se stem laat waters in hemel reis. Laat dampe opgaan van die einde van die aarde af. Hy maak donders vir die reën en laat wind uitgaan. Hy het sy voorraad skere met groot krag en heerlikheid. Spot met hulle, hy lewe tot in alle ewigheid. Niks kan voor hom staan. Wow, prys die Here. Baie welkom almal wat nou eers ingeskakel het, almal wat nou eers hallo sê, baie welkom hier vanaand by ons Bybelstudie. Dit is Bybelstudie les 9 wat ons vanaand bespreek. Maak jou huis skoon. En ja, baie mense het gesê, dit is vir hulle baie interessante onderwerp wat vanaand bespreek word. Hulle wil asseblief inskakel. As jy nog nie jou handleiding ontvang het vir hierdie Bybelstudie nie, asseblief, dis gratis, vra dit aan. Want daar is soveel mooi dinge in hierdie handleiding opgeteken. Vandag toe ek het weer so deurlees en ek sien al die inligting wat daarin opgeteken is en opgeskryf is, toe dink ek, joh Here, dit is baie skatte wat ons as kinders van die Here kan hê, om wel die woord van die Here so te kan verstaan, om los te kom, om vry te kom, om in vryheid en in heerlikheid te kan lewe, loof die Here. Dit is so amazing. So as jy dit nog nie ontvang het nie, asseblief, ons nommertjies is daar op die comments, kontak ons asseblief gerus, sodat ons dit ook vir jou kan aanstuur, of op WhatsApp, of op jou e-posadres, loof die Here. Nou vanaand voor ons gaan begin, kom ons bid net eers lekker saam. Vader, baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u vrede, u liefde, u kalmte. Here, baie dankie dat ons in u teenwoordigheid kan wees en ons harte net voor u kom oopmaak en net vir u baie dankie sê dat u ons help en lei en onderrig en deurdra en versterk en krag gee, Vader, en dat u, Here, vir ons daagliks ons brood voorsien en dit wat ons nodig het. Ons loof u, Vader, dat ons so 'n hemelse Vader het, wat ons met alles kan vertrou in ons hele lewe. Here, die mens kan ons teleurstel, maar u stel nooit teleur nie, en dit is so amazing om daaraan te dink, dit is ons maatstaf, dit is waarna ons moet streef, is om soos u te kan wees, daai heiligheid, reinheid, waarheid, heerlikheid, Vader, Here, dit is waarna ons streef, soos wat u seun Jesus Christus dit ook aan ons kom openbaar het, wie u is, hoe die hemele is, wat hy van u kom leer het, Vader, dit is so mooi, dit is so rein, dit is so heilig, dit is so nederig, dit is so sagmoedig, dit is so, Here, net alles wat mooi is, dit is liefde, dit is krag, dit is heerlikheid, en ons loof u en ons prys u, Vader, en ons sê vir u so baie dankie, dat ons so 'n hemelse Vader kan dien, dat ons deel van u hart kan wees, van u lewe, baie dankie, dat u ook u lewe, u gees vir ons in ons harte uitgestort het, Vader, terwyl ons nog sonde doen, en Here, baie keer val en struikel, soveel keer nog in sonde, was u bereid, Here, om vir ons u gees te gee, deur u seun Jesus Christus, wat die middelaar is, die waarborg, Here, vir u gees, Vader, baie dankie daarvoor, dankie, dat die Here Jesus Christus vir ons die allerheiligste kom oopmaak het, waar ons kan ingaan, sodat ons verlossing en vergifnis van ons sonde kan kry. Vandag toe dink ek weer, Vader, hoe amazing is vergifnis, dit maak jou los, dit maak jou vry, dit, Here, maak dat alle
bande en dinge in 'n mens se lewe breek, alle gevangenskappe, alles wat jy jouself in sit en ook verander. Ons loof U net vandag en ons prys U, Vader. Baie, baie dankie. Ek wil U net eer vanaand, Here, vir U hulp en krag en leiding en ondersteuning en wysheid, Vader. U weet, my hart is benoud hier waar ek sit, Vader, om die regte dinge oor te kan dra, om dit te kan oordra wat U in my hart gelê het en wat in die woord staan, Vader, nie buite dit nie. Here, dis altyd vir ons 'n groot saak om nooit buite die woord van U te gaan nie, om altyd U woord te eer en te verstaan en ook so te kan oordra. Baie, baie dankie, Vader. U help ons, U lei ons, U. Here, onderrig ons elke dag, Vader, terwyl ons meet U ons, Vader. En vandag te besef ek weer, as jy nie jouself buite uitsit om gemeet te word nie, kan U ons nie terugmeet nie. Vader, dankie dat ons onsself daar buite kan uitsit. Vader, dankie dat ons onsself kan laat aftap van vat in vat. Here, toe ek daai liedjie geskryf het, het ek dit so lekker gesing, maar as daai aftap kom, dan wil mens dit nie hê nie, mens skop, jy stry, jy wil dit nie hê nie, jy stry daarteen, jy beklei daarteen. Here, maar vanaand besef ek, Vader, as jy jou nie daar buite sit en laat aftap nie, Here, dan word daai woord, Here, dit wat jy op lê, word, Vader, sleg. Dit beteken niks. Dit is nie nuttig vir U koninkryk nie. Here, daai afsaksel moet afgetap word, dit moet geskep word, dit moet, Here, die heeltyd moet daar beweging wees, daar moet, Here, 'n verstaan wees, Vader, om jou reuk en jou smaak te verander. Here, vanaand besef ek, Here, my reuk kan nie dieselfde bly nie, my smaak kan nie dieselfde bly nie. Here, aan mense moet anders kan ruik, anders kan proef, Vader, van my vrug, Here. En ek loof en ek prys U vanaand vir U krag en heerlikheid. Dis baie maklik om baie keer dinge te sê, Here, maar wanneer daai maatstaf terugmeet, wanneer daai aftappers daar is om te begin, Here, dan wil mens dit nie hê nie. Jy wil wegkruip, jy wil terugsit, jy wil verdwyn. Here, en ek dank U net vanaand vir U liefde, U genade, U barmhartigheid, Vader, want U is so groot. Here, U, Vader, wys elke dag die wêreld met sonde, met ongeregtigheid, met, Here, alles wat hulle teen U het, met al die valse beskuldigings, met, Here, die haat, die bitterheid, die seer, Here, teenoor U vir dit wat hulle U van beskuldig en al hierdie dinge, Vader, maar U bly uitreik met liefde. En ek dank U vanaand dat ek daai besef in my hart kan hê. Here, dankie dat U vanaand met ons praat, dankie dat U met ons deel. Here, dat ons kan loskom, dat ons kan vrykom, dat ons kan verstaan wat die woord van U aan ons wil oordra vanaand. Baie, baie dankie, Here, daar is soveel wat gebind sit in hierdie suurdeeg. Here, daar is dalk onkunde vanaand. Here, U praat so mooi, terwyl daar onkunde is, dat ons kan leer, dat ons kan verstaan, en wanneer daai onkunde uit die pad uit is, Here, dan moet ons reg verstaan en optree en uitsorteer en uit dinge uitkom. Ons loof U net vanaand en ons prys U in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Prys die Here, wat 'n heerlikheid om vanaand hier te wees saam met U, en ons gaan vanaand die huisskoonmaak tackle. Het U al gehoor van huisskoonmaak? Was jy al gekonfronteer daarmee gewees, dat mense vir jou gesê het, jy moet dinge uit jou huis uitgooi, wat jou bind, wat 'n gees in het, wat krag oor jou het, en al hierdie dinge, het jy dalk al daarvan gehoor? Was jy al betrokke by dit? Het jy al dinge uit jou huis uitgegooi? Of weet jy nie lekker waaroor dit gaan nie? Mense het dalk al met jou daaroor gepraat, maar jy weet ook nie eintlik wat om hulle te antwoord nie. En vanaand se Bybelstudie gaan natuurlik hieroor, om ons harte so te bevry en los te maak en te leer. En ek dink weer vandag daaraan, dat ons moet altyd bereid wees om te leer. Wanneer jy nie bereid is om te leer nie, is jy unteachable. En dan is jy nie nuttig vir God se koninkryk nie. Want al is dit hoe seer, al is dit hoe pynlik, baie keer, al is dit hoe vernederend, moet 'n mens kan staan en sê, Here, ek wil leer. Want baie keer is dit vernederend om te erken, maar ek was in 'n verkeerde ding vasgevang, ek het dit verkeerd verstaan, ek het dit verkeerd toegepas, ek het dit verkeerd gedoen, en dit is nooit lekker om te erken nie, dit is nooit lekker om uit te kom met jou saak nie. Nou vanaand wil die Here ons help, dit maak nie saak waarin 'n mens was en wat jy gedoen het nie, daar is vir ons vergifnis, daar is vir ons vrymaking, dit is hoekom die Here Jesus Christus gekom het, om ons los te maak en om ons vry te maak, en om al hierdie ou laste wat ons so saam met ons dra, af te gooi.
Want die Here Jesus se las is lig en sy juk is sag. En baie keer druk daar soveel dinge op ons. En natuurlik baie keer die ergste dinge wat op ons druk, is valse leerstellings. Wat ons mee gekonfronteer word en dan voel ons, maar as ek nie saam met dit gaan nie, is ek verlore en dan druk hierdie goed op 'n mens en jy voel skuldig en jou gewete word besoedel en al hierdie dinge en dit is nou vanaand waaroor ons lekker gaan gesels, maar uit die woord van die Here uit, want die skrifte praat vir hulle self, daar is so 3 skrifte, die Here praat in Jeremia en in Jesaja en Habakuk, en as ons daai skrifte so deurlees, kan ek vir julle sê, jy hoef eintlik niks daarby te voeg nie. Gisteraand toe ek het weer so deurlees en ek berei so voor en ek skryf die liedjie en alles, toe dink ek, Here, as ons as kinders van die Here net die moeite doen om die woord van U te lees, wanneer ons iets hoor, of wanneer ons blootgestel word aan iets, net die woord gaan lees rondom situasies, gaan ons in baie minder dinge beland. Maar ons gaan vanaand lekker daar gesels, die Here het vir Stanley gehelp, dat hy vir ons hierdie amazing handleiding geskryf het, dat ons dit kan hê om daaruit te werk, mekaar te kan leer, en dis vir my so voorreg weer vanaand, om wel hierdie onderwerpe van die Bybelstudie so te mag bedien, natuurlik onder sy gesag, loof die Here. Hy sit hier by my, hy weet wat ek sê, hy korrigeer wat ek sê, ek praat dit met hom deur, sê ja, hy weet vanaand alles wat ek kwytraak, en dan môre aand gaan hy ook op die lig, 6:30 in Engels, en dan sal hy ook sy deel so deurpraat. Nou, natuurlik, wanneer die lering uitgaan, of wanneer 'n mens daarmee te doen kry, hoor 'n mens, dat beelde, skilderye, juwele, speelgoed, ornamente, foto's en allerlei dinge wat waarde het, kan maak dat jy gebind sit, of in jou geestelike lewe, of dat jou hele lewe verkeerd loop, verhoudings verkeerd loop, jou huwelik verkeerd loop, jou kinders in 'n toestand is oor sekere dinge in jou huis, of wat ook al die geval mag wees. En dan raak 'n mens vreesbevange vir dinge. En dit is waar mens jouself laat meesleep deur baie leringe en jou gewete word besoedel. Jy raak eintlik net in 'n vreestoestand oor die duiwel. Dis eintlik al wat gebeur. Ons as kinders van die Here raak in 'n vreestoestand. Ons raak bang, ons raak benoud oor dit wat die duiwel aan ons kan doen. En as ons nou vanaand so lekker deur die woord praat en ons verstaan, maar hoe kan ons uitsorteer dat die duiwel van ons af wegvlug, en dit is definitief nie deur al hierdie dinge wat die mense opmaak, wat nie in die woord van die Here staan nie. Nou jy het al dalk daar baie dinge laat gaan, ontslaag geraak van baie waardevolle dinge, en jy weet nie of jy van nog dinge moet ontslaag raak nie, is daar nog duiwels in jou huis, is daar nog geeste in jou huis wat jy van ontslaag moet raak, of hoe werk hierdie ding, want baie keer, wanneer 'n mens se lewe, daar sekere omstandighede in 'n mens se lewe is, of daar bly moeilikheid in 'n mens se lewe, of wat ook al, dan skryf 'n mens dit toe, aan dinge wat in jou huis is, wat jou bind, of wat hierdie dinge veroorsaak, en dit maak kinders van die Here vreesagtig, dan gaan soek hulle antwoorde, en dan kom hulle op baie vreemde dinge af. Nou, as ons vanaand gaan luister wat die woord van die Here sê, gaan ons so mooi los wees. Nou, ons gewete word besoedel deur baie onbybelse leerstellings. Nou, dit is natuurlik een van hierdie dinge, en wat hierdie leerstelling basies vir 'n mens wil voorhou, is dat kinders van die Here het nie kennis van Satan se koninkryk om Satan te oorwin nie. So, jy moet kennis van die duiwel by mekaar maak, jy moet verstaan hoe werk die duiwel, jy moet verstaan wat is in al jou portrette en skilderye, en watter demone is daar, en wat is die demone se name, en jy moet omtrent in detail ingaan met al hierdie dinge, sodat jy die duiwel kan oorwin. Nou, sulke leerstellings, sê altyd, of kom altyd by hierdie skrif uit van Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde wees die gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterampt sal bedien nie. Omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Nou, hier is 'n groot saak. Nou, dan skrik ons as kinders van die Here ons dood, want baie van hierdie aangestelde predikers, want dit is definitief nie deur God aangestel nie, gaan ewen na ander lande toe, hulle gaan leer by ander gelowe,
om uit te vind, hoe werk elke ritueel en ding en beeld en allerhande goeders in hulle kulture, sodat hulle die duiwel kan oorwin, sodat hulle die kinders van die Here kan kom leer, om die duiwel te kan oorwin, om elke demoon op sy naam aan te spreek, hierdie en weg te jaag, daai aan te spreek, en al hierdie tipe van dinge, en die kinders van die Here raak in 'n geweldige warboel. Ok, nou, as 'n mens kyk na hierdie dinge, is dit die kennis waarvan die woord praat, wat die kind van God in sy lewe moet hê. En ons gaan so 'n bietjie daarna kyk. Nou kom ons lees eers Openbaring 2 vers 18 tot en met vers, kom ons kyk gou, 26. Openbaring 2 vers 18 tot en met vers 26. Die skrifte praat so mooi vir hulle self, dat 'n mens nie baie hoef te sê, as 'n mens die skrifte so deurgaan nie. Nou hier praat die Here met 'n gemeente van Thyatira. Dit is nou toe Johannes hierdie gesig gehad het, en hy moes nou hierdie briewe vir die engel gee van die gemeentes. Nou een van hierdie gemeentes was ook Thyatira gewees. Ek skryf van die engel van die gemeente in Thyatira, sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete is so blink soos koper. Net toe ek dit vandag lees, so dink ek, weet ons wie is Jesus Christus en God die Vader? Weet ons wie dit is? Weet jy wat sy krag is in hom, wat sy heerlikheid is in hom, wat sy majesteit is in hom? En dan is ons so besig met die duiwel, dat ons nooit in vryheid uitkom by dit wat belangrik is nie. Kom ons lees vers 19. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as jou eerste. So God komplimenteer hierdie gemeente. Hy sê vir hulle, ek ken jou werke en jou liefde, wow, en jou diens, geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat jou laaste werke nog meer is as jou eerste. So dit is 'n wow vir hierdie gemeente. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet, dat dit ek is wat niere en harte deursoek. En hier sien ons al klaar iets van God. God deursoek die niere en die harte. Nie hierdie liggaam se niere en harte nie, maar ons siel, ons innerlike, word deursoek deur God. So God het niks van hierdie aardse ding, dit maak nie vir hom saak nie, maar ons gaan nou lekker verder gaan. En ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. So dit gaan oor wat in jou hart aangaan. Hier is ons al klaar, dit is 'n hartsaak wat hier gebeur. En ek sê vir julle, en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op hulle geen las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom, en aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag gee oor die nasies. Nou hierso sien ons al klaar, dat God sê hierso, hy het dit teen hulle, dat hulle hierdie self aangestelde profetes, wat hierdie verkeerde leerstellings hier inbring, hier laat preek en hulle laat leer, want enigiets buite die woord van God, wat nie die waarheid van die woord is nie, is afgodediens, dis hoerery, dit is hoe God dit sien, dit is hoe God dit beskou. En as jy besig is met dit, is jy besig met hoerery en afgodediens. Nou, God het dit teen hulle gehad, dat hulle die dieptes van Satan leer ken het. En wat so groot leerstelling is dit nie vandag in die Christelike kerk, dat jy die dieptes van Satan moet leer ken, om Satan te oorwin nie. Maar hier staan dit in die woord van die Here, dat hy sê, dat ons moenie daai dieptes probeer in die hande kry nie. Ons moet aangaan met dit wat ons het. Ons moet ons hart uitsorteer. Ons moet ons niere uitsorteer, sodat God dit kan deursoek en uitsorteer en al hierdie dinge, want dit is waaroor God omgee. Hy sê dat hierdie
Kom ons gaan net gou verder, ekskuus ek hardloop het so 'n bietjie uit en dan is ek nou hier by 'n ding wat ek geskryf het. So dis self-aangestelde predikers en vandag is dit ook so, dat daar self-aangestelde predikers is, wat niks verstaan wat in die woord van die Here staan en aangaan nie, en wat sulke leerstellings by mekaar sit, en dan leer hulle duisende mense om hierdie leerstellings na te volg. En jy gaan agter dit aan goedsmoeds, jy gaan lees nie jou woord nie, jy gaan ondersoek nie die woord nie, jy weet nie wat in die woord staan nie, want onthou net, ons moet die gees van onderskeiding in ons lewe hê as kinders van die Here. En die enigste manier wat ons die gees van onderskeiding in ons lewe kan kry, is deur kennis wat ons van die woord het in ons harte, sodat die gees ons kan herinner aan die woord. So as goed uitgaan en jy hoor dinge, dan weet jy onmiddellik, maar dit is nie wat in die woord staan nie, of dit is wat in die woord staan nie. En kinders van die Here beroem hulle daarop, dat hulle het die gees van onderskeiding, terwyl hulle nie kan hoor, as daar valse en ware leerstellings uitgaan nie. Dalk hulle kan nie goed en kwaad van mekaar onderskei nie. OK. Nou kom ons lees gou hier in 1 Timoteus 1 vers 5 tot vers 7. Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n gewete en 'n ongeveinsde geloof, waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies. Hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle sê, of die dinge wat hulle beslis beweer, nie verstaan nie. En dit is die groot probleem, daar's hoeveel leraars wat opstaan, wat sê hulle is predikers, wat hulle self aanstel, maar hulle verstaan nie die dinge van die gees nie, hulle verstaan nie die woord nie. En dit is waar al hierdie valse leerstellinge en dinge vandaan kom, want waaroor gaan dit op die ouend altyd? Dit gaan oor eie gewin, dit gaan oor die eie buik, dit gaan oor om die eenvoudiges te verlei en te mislei vir hulle eie buik. Maar ongelukkig die hoorders en die wat agter hulle aangaan, wil ook daar wees. So dit gaan nie net altyd oor die prediker nie, dit gaan ook oor die gemeentelid. So kinders van die Here gaan net goedsmoes agter dinge aan. Dit is baie keer dinge wat nageaap word, die een prediker begin met dinge, en dan as jy weer hoor, dan is die hele kerkewêreld vol van die spesifieke ding, almal begin dit toepas, almal begin dit doen, dis die nuwe trend wat ons moet volg, dis hoe ons moet loskom, dis hoe ons moet vrykom, en almal volg daar agterna, sonder dat hulle die woord van die Here lees, asof dit die woord van die Here is. En dit is waar ons as kinders van die Here moet wakker raak. Dit is waar ons moet nigter raak en die woord lees en verstaan en moeite insit met ons geestelike lewe, sodat ons nie meer deur elke lering rondgeslinger word soos golwe nie. En nou, dit is asof dit die moeilikste ding is om hierdie suurdeeg uit mense uit te kry. Nou, dit is moeilik omdat die waarheid, die woord van waarheid, sukkel om ingang te vind in so 'n hart wat betrokke was in hierdie dinge, om die duiwel te beveg en om dinge uit die huis uit te gooi en te glo, en elke ding is daar 'n duiwel, en elke ding wat gebeur in jou lewe, sien jy die duiwel. Dit is 'n verskriklike ding om uit te breek. En dit is waaroor ons die woord moet hoor en verstaan, sodat die waarheid ons kan losmaak en die waarheid ons kan vrymaak. Ek bedoel, ek en Stanley was op 'n stadium so gewees, jy stamp jou toe en dan sê soos, wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen? En jy soek die duiwel agter elke boom, want dit is hoe dit in jou ingedrul is, dat elke ding wat jy verkeerd doen is die duiwel, en dit is hoekom dit verkeerd gaan, en dis hoekom jou omstandighede nou so is, en dis nou hoekom dit nou met jou gebeur, en al hierdie dinge, en dit is 'n geweldige ding, om uit los te kom. Nou kom ons gaan verder. Natuurlik, omdat dit baie maklik is, om iets af te skuif op iemand anders, of op iets anders, is dit baie keer maklik om, ekskuus, ek het nou hier uitgegaan, ek wil net gou hier ingaan, anders gaan ek nou nie daar sy. Omdat dit baie keer moeilik is om jou lewe in oënskou te neem, verantwoordelikheid te neem vir jou lewe, en nugter te raak in jou lewe, moeite te doen in jou geestelike lewe, ensovoorts, is dit baie keer makliker om die valse leringe te volg wat vleeslik is, want dit is maklik om iets uit jou huis uit te gooi, om iets die skuld te gee. Jy
maak droog, maar dan gee jy die skildery die skuld, of jy gee die oupa se foto die skuld, of jy gee die koperpyp die skuld, of wat ook al die geval mag wees. Dis maklik om blame shifting te doen, wanneer jy verkeerd doen, om dit af te wentel na iets anders toe. Nou, dit voel goed, en dit voel geestelik. Wanneer 'n prediker na jou huis toe kom, en al hierdie dinge word nou in hierdie amper in hierdie respek gesien wat in jou huis is, en dis 'n gees, en daar is 'n gees in, en dis nou hoe dit is, en daai een hou nou dit vas, en daai een maak so, en dit maak so. Jy voel belangrik, dit is asof jy iets bereik in jou geestelike lewe. Maar al hierdie dinge is vleeslik. Nou, dis baie maklik om dit te doen. Maklik om dinge uit te gooi, maklik om blame shifting te doen, maklik om van dinge ontslae te raak. Al is dit dier dinge, jy sal eerder van 'n dier ding ontslae raak, as om jou eie lewe uit te sorteer. Nou, dit is waar al hierdie valse leerstellinge water win. Want die mens wil graag 'n vinnige, quick fix oplossing hê. As ek hierdie ding uitgooi, is my probleem uitgesorteer. As ek daai ding so, dan is dit uitgesorteer. So dit is hoe die mens wil operate, want dis harde werk om jou geaardheid te oorwin. Dis harde werk om sonde te oorwin. Nou, dis baie makliker dat as ek 'n geaardheid het om iets te blame. Dis nou my oupa se geaardheid, hy was nou Duits gewees, en dit is nou die Duitse afkoms, en dit is nou maar hoe ek is, en dis hoe almal my moet aanvaar, en dis baie maklik om so te lewe. Maar sodra jy verantwoordelikheid vat vir jou geestelike lewe, dan verstaan jy, maar weet jy wat, ek kan niemand vir my probleem blame nie. Ek moet dit uitsorteer. Maak nie saak hoe ek groot geword het, en watter omstandighede ek groot geword het, wat het met my gebeur nie, ek moet my lewe, my verantwoordelikheid maak. Ok, so kom ons gaan aan. Prys die Here, dit is so lekker vanaand. Nou, omdat ons as mens, as kinders van die Here, baie keer weier om ons sonde te bely, is dit asof ons onder ander prediking bly. Onder prediking wat die hele tyd eintlik vir ons sê. Dit het my getref vandag toe ek hierdie stuk skryf. Dis makliker om van jou sonde ontslae te raak, as om mekaar elke dag te probeer oortuig, dat die oortuiging van die Heilige Gees in jou hart om sonde uit te roei, verkeerd is. Dink bietjie daaraan. Mense wat nie hulle sonde wil bely en uitsorteer en hulle harte wil skoonmaak nie, is in denominasies wat die hele tyd vir mekaar sê, Jesus Christus het die prys kom betaal, hy het vir jou sonde gesterf, jy hoef niks meer te doen nie, hy het alles vir jou gedoen, jy hoef niks te verdien nie, en al hierdie dinge, al hierdie prediking gaan die hele tyd uit, so dis die hele tyd hierdie oortuiging, maar wat het ons ontvang toe Jesus Christus in ons harte ingekom het? Die Heilige Gees. En die Heilige Gees oortuig ons van sonde, oordeel en geregtigheid. Nou wil daai prediker jou oortuig, moenie luister vir die oortuiging van die Heilige Gees nie, hy is verkeerd. Moenie jou sonde bely nie, want Jesus Christus het vir jou alles gedoen. En dit is hoekom ons baie keer daai druk ervaar in ons geestelike lewe. Want omdat ons nie ons sonde bely nie. Nou kom ons lees gou in Psalm 32 vers 3 tot en met vers 5. Wat die woord sê, wanneer jy nie jou sonde bely nie. Wat gebeur met jou? Hoe voel jy? En dit is hoe ons voel. Wanneer ons nie ons sonde bely nie, dan soek jy die hele tyd daai prediking. Maar jy weet ook nie wat om met jou sonde te doen nie, want jou sonde vernietig jou, dit druk jou, dit maak jou depressief. Jy moet daarvan ontslae raak. Die oortuiging is die hele tyd daar, en jy weet nie wat om met daai oortuiging te doen nie, want mense sê vir jou, moenie jou sonde bely nie, Jesus Christus het vir jou alles kom doen. Nou kom ons lees, maar wat is die werk van God dan? Maar tog moet jy werk om dinge uit te gooi. Yes. So wat nou hier gebeur? Psalm 32 vers 3. Toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer, in my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed.
My sonde het ek U bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en het die ongeregtigheid en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Wow, is dit nie amazing nie? So wat nou gebeur is, die kind van die Here sit onder valse leerstellings wat sê, jy hoef nie jou sonde te bely nie, Jesus Christus het vir jou alles gedoen, jy hoef niks te doen nie. Nou ja, voor jou bekering het jy sonde gedoen, jy het 'n ou lewe gehad, jy was haatlik en het gehaat en al hierdie dinge, dit was 'n vreeslike mens voor jy tot bekering gekom het. Die dag toe jy die Here Jesus Christus in jou hart toelaat en innooi en God skenk jou die wedergeboorte en die Gees van God en Jesus Christus is die middelaar van die Gees van God, toe is dit asof, dan word jou ou lewe afgesny. Daai vorige lewe word afgesny. Dit is nie meer deel van jou nie, verlede is nie meer deel van jou nie, God vergewe jou vir jou ou lewe, dis ja en dis amen. En dit is daai ou lewe, wat deur die doop afgewas word. Hy moet begrawe word, hy moet afgewas word, sodat jy kan vrykom en loskom van daai ou lewe voor jou bekering. Maar na jou bekering, doen jy wel weer sonde. Nou wat doen jy met daai sonde? En dit is wat kinders van die Here depressief maak en laat soek na soveel dinge en gimmicks en goeders, sodat hulle net beter kan voel, want hulle voel hierdie druk. Hulle voel hierdie vertering, hulle voel God se hand is swaar op hulle, hulle voel die hele tyd die Gees van die Here is daar om hulle te oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. En jy weet nie wat om daarmee te maak nie, want jy hoor net, jy moenie jou sonde bely nie. En dit is die gemors in kinders van die Here se lewe. Ok? En dit is my baie erg om daarin te dink, dat 'n mens kan die Gees van die Here so uitblus, wat jou oortuig van jou sonde, dat jy naderhand terugval. Dat jy naderhand in valse prediking inval. Dat God jou kan oorgee aan die krag van die dwaling, om die leuen te glo. Nou ons het al hoeveel keer in ons lewe beleef en gesien en ervaar en hoeveel dinge al beleef, dat baie mense sit in dinge vasgevang. Hulle weet daar is iets verkeerd, hulle kom by ons uit, hulle hoor die waarheid van die woord, die Here maak hulle los en vry en hulle verstaan en hulle is opgewonde en al hierdie dinge, maar hulle gaan sak terug in valsheid in. Hulle wil nie die woord van waarheid aanvaar vir wat dit is nie, want die woord van waarheid is werk, dis verantwoordelikheid. Dis dag en nag se werk, daar is nie 'n ander pad nie. Dis werk. Jy moet bid, jy moet die woord lees, jy moet God soek. Jy moet jou lewe uitsorteer, jy moet nugter wees, jy moet erken, jy moet verstaan, jy moet verneder. En dit is werk. En natuurlik moet jy daarna goeie werke doen. Want ons is geskape vir goeie werke. Dis mooi, nee. So nadat jy tot bekering gekom het, jy is kind van God, moet jy goeie werke begin doen. Ok, so dit alles is deel van die package deal van jou bekering. En dit is nie maklik nie. Dit is geweldige harde werk. Net om te bid, ek kan vir jy sê, dat mense sal eerder 'n gat grou, en sweet, en kabels lê, en sement meng, en wat ook al, as om 10 minute te gaan bid. Dis baie harder werk, dit vat baie meer van jou, om te gaan bid, as om fisiese werk te doen, want dit is 'n geestelike werk, jy het nou met die lig te doen, jy het met God te doen, en jy weet, wanneer jy in God se teenwoordigheid is, jy moet uitsorteer. Nou, omdat kinders nie daai werk wil doen nie, land hulle in baie vreemde dinge. Want, as ek nooit bid nie, en ek lees nooit die woord nie, glo vir my, enige valse lering wat verbykom, gaan my omswaai. Hy gaan my omgooi. Dit gaan vir my maklik klink. Dit gaan klink soos 'n quick fix. Ek hoef niks te doen nie, Jesus het alles vir my gedoen, ek hoef nooit te werk, te bid, die Bybel te lees, te niks nie. Ek weet nie hoekom bedien die mense eers die evangelie, as dit dan so maklik is nie. Gaan elkeen dan die hemel toe? Of was daar ook nog in dit klassifikasies van mense wat hel toe gaan, en dit is wat 'n mens nie verstaan nie.
So as Jesus dan die prys kom betaal het, gaan elke liewe mens, volgens daardie leerstelling, hemel toe. Dan hoef niemand niks te doen, om hulle saak met God reg te maak nie. En dis die verwarring wat in die Christelike kerk is. En dit is hoekom die mense onder 'n depressie sit en onder 'n skuldgevoel en in die drukking en hy gaan van die een valse leerstelling na die volgende valse leerstelling, want wat gaan hom help? Wat gaan hom losmaak? Wat gaan hy mee beter voel? Maar sodra jy by die waarheid uitkom, dan voel jy die vryheid, jy voel die opgewondenheid. Ek kan vanaand vir jou sê, ek voel so opgewonde en vry. Maar ek weet, as ek hier opstaan, is dit werk. Ek weet, as ek vanaand hier opstaan, moet ek my saak uitsorteer. Maar dit is 'n heerlikheid wanneer jy dit doen. En jy verstaan dit en jy onderwerp. En wanneer jy onderwerp aan die kragtige hand van God, onder die kragtige hand van God, Jakobus 4 vers 7, en die duiwel weerstaan, sal hy van jou af wegvlug. Jy het geen kennis van Satan nodig om te oorwin nie. Jy het die gesag van God nodig om te onderwerp. Om jou geaardheid, jou gesindheid, jou idee, jou lewe te onderwerp. En so kan jy loskom. En so kan jy vrykom. Wow, is dit nie amazing nie? Prys die Here. Ek is so opgewonde vanaand. Loof die Here. Nou wat is hierdie kennis wat ons dan moet hê? Kom ons lees gou, wat is hierdie kennis? En waarvan moet ons dan kennis hê om wel die duiwel te kan oorwin? Kom ons lees dit gou. Gou kyk, waar het ek my skrif hier neergepen? Dit is 'n heerlikheid. Kom ons kyk gou. Hosea 4 vers 6. Hosea 4 vers 1. Hosea 4 vers 1. Almal haal net Hosea 4 vers 6 aan. Maar kom ons kyk wat sê Hosea 4 vers 1. Hy sê, hoor die woord van die Here, o kinders van Israel, want die Here het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Nie kennis van Satan, wat jy by mekaar moet maak om die duiwel te kan oorwin, en jou gaan verlustig in alles van Satan nie. Want dis wat die kinders van die Here doen. Hulle gaan diep meer in en meer in en meer in. En nou is hulle in so 'n verwarring, so vasgevang, dat hulle nie daar kan uitkom nie. En hulle voel hulle is geestelik. Nou, die woord van die Here sê, dat jy het geen kennis van God nie. Nou, wanneer die mens kennis van God in die hande kry, kan ek vir jou sê, dan begin jy die woord van die Here verstaan. Dan verstaan jy hoe jy moet loskom en vrykom van die duiwel. Dis werk. Dis werk. Ok. Nou kom ons lees gou so 3 skrifte en dit het my hart baie geraak. Weereens, om het weer so te lees, dit is 'n skrif van Jeremia, Jesaja, Habakuk, wat God hierdie dinge bespreek, dat het enige aardse ding wat deur mense gemaak is, ek praat van enige ding, 'n skildery, 'n beeld, 'n stuk yster, wat noem jy al hierdie goed by die kerke? Obelisks en al hierdie dinge. Het dit enige krag? Die haan op die kerktoring. Die man, elke liewe ding wat jy nou kan uitwys, die Illuminati, die brandwag, die maak nie saak watter organisasie ding jy nou kan uitwys nie, het dit enige lewe? Het dit enige krag? En dit kan ons alleenlik uit die woord van die Here uitsien. Nou kom ons lees hierso, in Jeremia 10 vers 1 tot en met vers, kom ons kyk gou, 15. Dit klink lank, maar dit is so interessant, dat dit is 'n heerlikheid. Kom ons lees hierso. Jeremia 10 vers 1 tot en met vers 15. Hoor die woord van die Here, hoor die woord wat die Here oor julle gespreek het, o huis van Israel. So sê die Here, maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir tekens van die hemel nie, omdat die heidene daarvoor skrik. Dit is al klaar, die kinders van die Here raak soos heidene.
Hulle raak in alles betrokke, raak in alles deel. En dit is hoekom kinders van die Here in hierdie malkolke en vreesagtigheid en benoudheid en al hierdie dinge bly. Maar dit is die heidene wat so dink. Ons moet nie deel wees van dit nie, want onthou net, hy praat nou hier van die huis van Israel. Nou, in die Nuwe Testament, kan ons die Here Jesus Christus, dit was mos nou God se uitverkore volk in die Ou Testament, okay? Maar in die Nuwe Testament, kan ons nou die Here Jesus Christus aanneem. Ons kan deel van God se volk word, deur ons te bekeer, deur die Here Jesus Christus aan te neem. Dis die ware Israel. Jy word 'n ware Jood. Okay? As jy die Here Jesus Christus aanneem, die ware volk van God. Okay, maar hier praat hy al reeds met ons dat ons iets moet verstaan. En as hier al klaar hierdie in die Ou Testament geskryf is, wil ek nie eers weet hoekom die mens agter hierdie goed wil aangaan en hierdie goed so wil predik nie. Want in die Ou Testament het dit nie eers krag gehad nie. Okay. Hy sê, so sê die Here, maak julle nie, okay, wag, ons gaan aan, vers 3. Want die insettinge van die volke is nietigheid, want 'n boom uit die bos kap hulle om. Die handewerk van 'n ambagsman met die byl. So dis 'n mens wat 'n boom gaan omkap. Okay. Het julle al gehoor van Kersvader wat in die Bybel staan en van die Kersboom? Kom ek wys gou vir julle, hoe verdraai mense skrifte. Mense se hare en ore en alles het gereis, toe predikers uitkom met hierdie gedeelte, bespreek nou die Kersboom en Kersvader. Okay? Dis in anyway van die trek af en ons gaan dit nie doen nie en ons gaan nie deel wees daarvan nie. Maar net om hier te wys, mense gaan so in 'n rigting in, dat hulle in elk geval nie verstaan wat die woord van die Here staan nie. Almal gaan waarsku teen Kersfees. Julle moet nou net nie Kersfees hou nie, julle moet nou net nie 'n Kersboom hê nie, ons mag nie Kersfees vier nie, ons mag nie vir die kinders persente koop nie, en so het almal aangegaan, en dit het 'n harde, lelike evangelie begin word. Mense wat nie eers bekeerd is nie, was aangeval met hierdie dinge. Okay, so wat sê die woord eintlik hierso? Kom ons lees gou baie mooi. Hy sê, so hy het die boom gaan afkap, okay? Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie. Het jy al gehoor, okay, wag, ekskuus, dit het ek nou gesê, amper sê ek die Bybel sê, het jy al gehoor as 'n Kersboom. So wat hier gebeur is, mense voel, omdat hulle nou sê, daar word 'n boom afgekap, en dit word met silwer en goud versier, dis nou die Kersfeesboom. Okay, kom ons lees gou verder. Soos 'n voëlverskrikker in 'n komkommertuin, dit was nogal baie snaaks, soos 'n voëlverskrikker in 'n komkommertuin is hulle. Hulle kan nie praat nie, ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goed doen by hulle nie. Yes, wat sê jy? Yes, dis hulle, dis die gode, dis die Christmas trees nie, en dis hoe mense die woord vat en verdraai, en mense hardloop agter hierdie goed aan. Jy lees nie al die verse nie, mense al stukkies van die verse uit, gedeeltes van die verse uit, en dit is wat hulle vir mense voorhou, en almal gaan agter hierdie valse leerstelling aan, wat op een vers gebou is. Maar lees die hele skrif, moenie bang wees vir die skrif nie. Moenie bang wees vir die woord nie, want dit gaan jou losmaak, dit gaan jou vrymaak. Okay. So, hierdie gode het nie, kan nie loop nie. Hulle kan nie praat nie. Hulle moet rondgedra word, want die uitgangspunt hierso is dat die boom word gekap en die ambagsman kom en hy sit 'n voetstukkie aan die boom en die boom nie omval nie. Nee, hy praat hierso van, hulle kan nie praat nie, hierdie gode, hierdie afgode kan nie praat wat gemaak word deur hierdie bome nie. Hulle word oorgetrek met goud en silwer, kom ons gaan kyk of dit so is. Dit gaan nie oor daai frilletjies wat oor die Kersboom hang nie, kom ons gaan kyk wat dit is. Geen een is soos U nie, o Here, U is groot, en U naam is groot in krag.
Wie sou u nie vrees nie, o koning van die nasies? Want u kom dit toe, want onder al die wyse manne van die nasies en die hele koninkryk is geen een soos u nie. Maar almal saam word hulle dom en dwaas. Die tigtiging van die nietige afgode, dit is hout. So wanneer jy jou hart oopmaak en bang raak en jou huis gaan skoonmaak en goed uit jou huis gaan uitgooi en goed, God sê jy is dom. Jy's dwaas. Jy het nie die kennis van God se woord nie. Jy het agter die prediking aangegaan om die dieptes van Satan te gaan leer ken. Maar verder as dit weet jy niks, jy's dom. Jy is sonder kennis. Dit het my so diep in my hart getref, dit is wat God dink. En ons dink ons is geestelik. Ons dink ons is besig met die evangelie. Hy sê silwer wat plat geslaan is, so dit is nie frilletjies wat oor 'n boom gehang word nie. Dis silwer wat plat geslaan word om hierdie afgode oor te trek. Word uit Tarsus gebring en goud uit Ufas, die werk van die ambagsman en van die hande van die goudsmid. So dit is wat daar gebeur, die goudsmid kom in en die ambagsmanne kom in en hulle slaan hierdie goud en silwer plat. En dit is waarmee hulle hierdie afgode oorgetrek het. Dit het nie oor 'n Kersfeestree gegaan wat goedjies oorhang nie. OK. Pers en purperrooi is hulle klere. 'n Werk van kunstenaars is hulle almal. Het hulle hier gepraat van Kersvader met 'n rooi jas? Waarvan praat hulle hierso? Die pers en die purperrooi het gegaan oor mense met geld. Mense met rykdom, dit was die eer gewees om daai kleure te kon aantrek. So hierdie mense wat die goud en die silwer en ambagsmanne was en goudsmede en al die dinge, hulle het dit aangetrek by hierdie rituele waar hulle hierdie gode oorgetrek het met goud en silwer. So dit het nêrens hier gegaan oor 'n Kersvader nie. Kersvader is van die trek af, dis heeltemal. Maar dit is hoe die valse leerstelling mense se gedagtes van en vashou. En sekere dinge laat uiter en mense mee laat aanval en dit 'n harde evangelie maak. Terwyl die evangelie van Jesus Christus vryheid en lewe is. Sonder laste. Wow. Is dit nie amazing nie? Kom ons gaan verder. Maar die Here is waarlik God. Hy is die lewende God en die ewige koning. En sy troon vir sy troon beef die aarde. En die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. So moet julle vir hulle sê. Die gode wat die hemel en die aarde nie gemaak het nie, sal vergaan van die aarde af en onder die hemele uit. So al hierdie afgode wat nie deur God gemaak is nie, sal vergaan. Dit beteken niks, dit het geen krag nie, dit het geen waarde nie. Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gegrond het deur sy wysheid en die hemel uitgespan het deur sy verstand. As hy sy stem laat hoor, is daar geruis van die waters in die hemel en hulle laat dampe opgaan van die einde van die aarde. Hy maak bliksems vir die reën en laat wind uitgaan uit sy voorraadskure. Elke mens word dom, sonder kennis, elke goudsmid staan beskaam deur die gesneede beeld, want sy gegote beeld is 'n leuen. En daar is geen gees in hulle nie. So die hele prediking, dat daar 'n gees in een of ander aardse ding is 'n leuen. Die woord self sê dit. Ewen die ou wat dit gemaak het, staan beskaam en ons geen gees in nie, dit het geen krag nie. Die ding moet rondgedra word, die ding het oë, maar hy kan nie sien nie, hy het 'n neus, maar hy kan nie ruik nie, hy het ore, maar hy kan nie hoor nie. Hy word met spykers en hamers en goed vasgeslaan word, dat hy net nie omval en waggel nie. Ons het eintlik so gelag. Ons was ook in hierdie tipe bedieninge en leerstellinge gewees, aan die begin van ons, toe ek en Stanley getroud is, met 'n persoon wat ook ons gewete geweldig besoedel het met al hierdie dinge. En op 'n stadium toe ons nou uit hierdie bediening uit is, toe is dit daai vreeslike beeld wat opgerig word, daar by Bronkhorstspruit met die Boeddha en al die dinge.
En Stanley wil toe eendag daar inry met die kinders, want hulle wil toe nou vreeslik graag gaan sien, en ek is toe vreesbevange, my gewete is besoedel, ons kan nie by hierdie Boeddha ingaan nie, wat wil jy maak, en is 'n hele storie. En Stanley sê, nee man, kom ons gaan heen, kom ons gaan kyk. En nou ry ons daar in en ons gaan kyk. En nou is almal daar en hulle is, dis hierdie heilige besigheid en almal aanbid hierdie storie en alles. En Samuel daai tyd is nog, ek dink hy was nog in die skool, in die hoërskool. En hy stap so om, want jy kan nou in die agterkant van hierdie Boeddha, kan jy nou so 'n bietjie deur die venster sien, hierdie vreeslike, ek weet nie hoeveel voet Boeddha is die besigheid nie. Ja, jy mag nie daar wees nie, maar ons het nou so 'n bietjie toegang om dit te sien. En hy sê, pa, kom kyk hierso. En toe ons nou daar agterkom, julle, toe is hierdie besigheid so boks en houte en bokse en lappe en goeters wat aan mekaar geslat is. Letterlik. Met hierdie cheap goud wat dit oorgetrek is. En die mens is benoud vir hierdie dinge. Dis mensgemaakte goed. Dit het geen krag, geen gees. Nou, kom ons lees gou hierso. Nietige afgode is hulle, werk vir spotterny, en die tyd van hulle besoeking gaan hulle tot niet. Nou, hierdie is my baie mooi in Habakuk. Kom ons lees gou Habakuk. Dit staan vir my verskriklik uit. Habakuk 2 vers 18 tot 19. Hy sê, wat baat 'n gesneede beeld, dat sy maker dit reg gekap het? 'n gegote beeld, wat 'n leraar is. Dit het my so getref. Ok, dat die maker op sy eie maaksel vertrou, deur stomme afgode te maak. Wie hom, wat vir 'n stuk hout sê, word wakker, vir 'n dooie klip ontwaak, kan hy 'n mens leer? Kyk, hy is oorgetrek met goud en silwer, en daar is geen gees in sy binneste nie. Nou, wat beteken dit as jy vir iets sê, word wakker? Jy sê vir hom, hy het lewe, hy moet wakker word. Ok? So dit is wat hierdie prediking wil doen. Hy wil vir hierdie stuk ding sê wat geen siel, geen gees, geen lewe, geen niks het nie. Wil hy sê, word wakker, want jy's besig om hierdie huis skade aan te doen, of goed te doen, of wat ook al die geval mag wees. Maar dis 'n leenprediker, dis 'n leenleraar. En dit is waarin die kerk vasgevang is, waarin kinders van die Here vasgevang is. En as ons fanaties kan verstaan en ons harte kan oopmaak, kan ons vrykom en loskom forever. Want alles vleg so in een, al die leerstellings vleg so in een, al die valse leerstellings kom uit 'n sekere ding uit. En as jy kan verstaan en kan snap vanaand wat die woord sê van dinge, dan kom jy los. Dan kom jy vry. Ok. Kom ons lees Jeremia 10. Jeremia 10 vers 14 en 15. Elke mens word dom, sonder kennis. Elke goudsmid staan beskaam deur die gesneede beeld, want sy gegote beeld is 'n leuen, en daar is geen gees in hulle nie. Nietige afgode is, ek het al hierdie vers gelees, maar ek wil dit net weer aan die tuis bring. So, dit is wanneer jy geen kennis het van die woord van die Here nie. Dit is wanneer hierdie goed jou intrek. Dit is wanneer dit jou gewete besoedel. Nou, hoe word jou gewete besoedel? Jy word so geïndoktrineer met baie dinge wat uitgaan in valse leerstellings, in valse prediking, dat jy naderhand jouself verbeel. Jy verbeel jouself. Daai skildery van my het nou net 'n gees so gemaak, en daar het nou net so, en toe ek hom brand, toe kom daar 'n slang uit, en toe ek dit verstaan, en dit is hoe ons gewete besoedel word. Dit is hoe ons onder al hierdie valse leerstelling inval, maar as die woord van die Here ons losmaak vanaand, verstaan ons iets. Want ons geen lewe, geen gees, so al brand jy hom, al slat jy hom stikkend, daar kan geen gees uitkom nie. En hoeveel mense het al getuig? Hulle is so besoedel in hulle gewete. Hulle verbeel hulle self so, dat hulle glo, toe hulle hom stikkend geslaan het, toe hulle hom verbrand het, toe hulle whatever gedoen het, daar het iets uitgekom, 'n lig, weet jy wat nie?
Dis getuienisse daar buite. Dis die prediking van die leuen wat mense vashou. Jy het verniet alles uitgegooi. Jy het verniet jou huis skoon gemaak. Obvious gaan ek as kind van die Here nie 'n Boeddha beeld in my huis hê nie. Ek gaan effektief nie 'n slang en 'n duiwel en 'n ding in my huis hê nie. Ek gaan dit nie hê nie. Want dit is nie wat ek voor wil kyk nie. Maar dit kan niks in my hart doen nie. Dit kan niks in my innerlike doen nie. Dit kan my geestelike lewe niks doen nie. En as kinders vanaand kan verstaan, life happens. En jy moet deur druk gaan tot op die einde toe. En kinders van die Here, sodra jy die Here Jesus Christus aanneem, dan is hy pressure daar. Want jy moet nou vir die lewe vrug dra. En jy moet hemel toe gaan. En jy moet oorwin tot die einde. En hy kleed van jou moet skoon. En jy moet lydsaam raak en jy moet verstaan en jy moet vrug oplewer, nie vir jouself nie, maar vir ander. En hy pressure is daar, dag en nag, dag en nag. Jy moet oorwin. Jy moet dinge begin verstaan. Jy moet deurbreek in dit. Jy moet lewe. Jy moet in geloof bly. Al gaan jou omstandighede in watter rigting. Al gebeur wat in jou lewe. Jy moet die Here bly dien. Dis geloof. So dis nie elke dag 'n duiwel wat jou aanval en aanval en aanval nie. Die versoeking van die duiwel is daar die hele wêreld lê in die mag van die bose. Die versoekings gaan elke dag daar wees, want Satan bestaan. Maar hy wag nie vir jou buite jou deur nie. As jy in die oggend jou oë oopmaak, dan is die selfoon daar. Dis 'n versoeking. En dit hang van jou af wat jy daarmee gaan maak. Gaan jy daai versoeking oorwin? En nie op Facebook begin scroll en almal se lewe begin indelf nie? Of gaan jy dit oorwin? En jy gaan die app oopmaak van die woord en jy gaan ten minste 'n hoofstuk lees in daai tyd wat jy spandeer het om jou Facebook te kyk. So die versoeking is daar. Dis nie Satan wat die foon in jou voor jou oggendkoffie neersit en sê lees dit nie. Dis daar. Maar as ek onderwerp aan die woord wat vir my sê oorwin, stryd en bloede toe teen die sonde, dan onderwerp ek aan God se woord. En Satan kan niks met my reg kry nie, want ek val nie vir hom nie. En hy gaan van my wegvlug. Dan hoef ek nie allerhande rituele en dinge en goed uit die huis uit te gooi en oorlog te voer en dinge nie. Ons kan nie oorwin sonder dit nie. So dit is net amazing om daaraan te dink. Nou is dit ook 'n kwessie van, nou het hoeveel prediking uitgegaan, van dit is nou hoekom hierdie kerk vals is, en daai kerk vals is, en die ding, en daai ding, en wat, want hier staan nou obelisk, en hier staan dit, en daar staan dit, en dit is nou die Freemasonry, en dit is nou al die dinge, en dit is nou alles wat nou verkeerd is. En die mense vrees, en daar is nou 'n obelisk in 'n dorp, en dit is nou hoekom hierdie dorp onder hierdie vloek is, ensovoorts, ensovoorts. Dis 'n mensgemaakte ding. 'n ambagsman het hom gemaak. Hulle het hom gaan plant. Hulle het hom ingebou. OK? Nie die gebou, die kerkgebou, kan enige gees huisves nie. Nie die obelisk wat opgesit is, kan enige gees huisves nie. Wat is die probleem by daardie kerk? Wanneer die prediker nie tot wedergeboorte gekom het nie, en hy dien nie die Here nie, en hy laster teen die werkinge van die Heilige Gees, dis die probleem. Dis wat daai persoon en die hele vergadering wat in daai kerkgebou met die obelisk is, kan hel toe vat. Dit gaan nie oor die obelisk nie. Dit gaan daaroor, dien jy die Here, of dien jy nie die Here nie. Die hele dorp is nie vasgevang omdat daar 'n obelisk is nie. Die hart van die mens wil hom nie bekeer nie. En daarom is dorpe in toestande, daarom is dit in sonde vasgevang. Die mens moet hom bekeer, die mens moet uit die sonde uitkom. En so kan die dorpe en alles dan vrykom. Ek kan nie iets gaan bind in 'n dorp nie. Die sondige mense sit in die dorp. Amen. Elke liewe mens, elke individu is nou verantwoordelik vir homself vanaf die Here Jesus Christus gekom het. Amen.
Dit help nie ek gaan Tafelberg toe en ek gaan bind iets op Tafelberg en voel die hele Kaap moet loskom nie. Dit gaan niks aan enigiemand doen nie. Maar ek wat in Langebaan bly, moet die Here dien in Langebaan, sodat die lig kan skyn, sodat mense die Here kan begin aanneem, sodat daar verandering kan kom, sodat daar redding kan plaasvind, verlossing kan plaasvind in die siel van die mens. Dit maak nie saak wat die kerk en die kerkgebou doen nie. Die mens moet homself bekeer. Nou ons is so besig met die opgerigte goed, wat geen niks in is nie. Nothing. Glo vir my, 'n dooie stuk yster, 'n dooie stuk hout. Dit is wat hy sê, hulle kap die boom af, met 'n stuk maak hulle braaivleis, met die ander een bak hulle brood, met die ander selfde stuk hout, 'n stuk van hom maak hulle die afgod. Dis een stuk hout. En mense wil waarde daaraan heg. OK, het ons al. Prys die Here. So, ons het op 'n punt gekom wat ons besef, maar ons geen gees in enigiets nie. Maar, daar is wel 'n huis wat skoon gemaak moet word. Maar dis nie jou fisiese huis nie. Watter huis moet skoon gemaak word? Toe die Here Jesus Christus kom, toe gaan dit nie meer oor die aardse nie. Dit gaan nie meer oor dit wat hier is en nie is nie. Toe gaan dit daaroor dat die mens homself moet bekeer om te kan hemel toe gaan. En wanneer die mens homself bekeer en sy hart oopmaak vir die Here Jesus Christus en hom aanneem en die wedergeboorte deelagtig raak en die Gees van God ontvang, dan word jy die huis. Jy word hierdie geestelike huis. Want die Gees van God bly in jou hart, in jou binneste, nie hierdie liggaampie nie. Hierdie liggaam is net verbind aan jou siel, wat die huis word. Nou daai huis, die innerlike, die hart, moet skoon gemaak word. Daar is die afgodery, daar is die hoerery, van al die sonde wat ons nog doen en toelaat en nie uitsorteer nie. Nou dis die kennis van die woord wat ons moet inwin. Ons moet verstaan, wel hierdie geestelike huis van jou is jou verantwoordelikheid. Jy moet hom skoon maak, jy moet hom skoon hou, sodat die Gees van God daarin kan woon, en dat die Here Jesus Christus en God die Vader deur sy Gees in jou huis kan woon. Dit het niks met 'n kerkgebou uit te waai nie. God bly nie in 'n huis wat met mense hande gemaak is nie. God het geen sentiment aan enige gebou, kerkgebou op hierdie aarde nie. Ek dink Stanley gaan môreaand vir julle so mooi verduidelik van die gemeente waarin ons moet wees, die onderlinge byeenkomste wat ons moet bywoon. Dit is die onderlinge byeenkomste in die hemele, saam met die eersgeborenes, saam met God die Vader, saam met die Here Jesus Christus. Dis die gemeente waar ons siel moet wees, wat ons moet bywoon. Wanneer jy in jou binnekamer is en jy bid en jy soek die Here, is jy deel van daai onderlinge byeenkoms. As jy die woord lees en jy soek en jy ondersoek en jy is deel, dan is jy deel van daai onderlinge byeenkoms. Maar wanneer jy nie bid en die woord lees en God soek en jou lewe uitsorteer nie, versuim jy daai samekoms. Jy versuim die onderlinge byeenkoms. Dit gaan nie oor 'n kerkgebou nie, want wat se kerk keer God goed? Daar is nie een voorskrif wat vir ons gegee is en gesê is, gaan na daai denominasie toe. Die Stanley het nou die dag bedien 33,000 verskillende denominasies en nog meer. So watter een is die onderlinge byeenkoms wat jy moet bywoon? God het nie 'n saak met 'n kerkgebou nie. Toe die Here Jesus Christus kom, toe is daar vir ons bekering. Toe gaan dit nie meer oor 'n kerkgebou nie. Toe gaan dit oor ons eie geestelike huis, wat uitgevee moet word, versier moet word, waarin die Gees van God moet woon, sodat Jesus en God die Vader met ons gemeenskap kan hê in ons geestelike huis. So dit gaan glad nie meer oor enige aardse ding nie. En wanneer 'n mens dit verstaan en daar uitbreek, kan ek vir sê, dis geestelike vryheid wat jy sal ervaar soos nog nooit tevore nie. Laste wat sal afval, skuldgevoelens wat sal afval, vrese, benoudhede, angste, al die dinge gaan afval, want die Here Jesus Christus het gekom dat die laste kan afval.
So nou is jy elke dag so behept met die duiwel, dat dit laste op laste is, want hoe kom jy nou hier uit? Maar as jy die woord verstaan, onderwerp jou, bely jou sonde, sorteer jou hart uit, kan ek vir jy sê, daar is vryheid, daar is lewe, jy voel nie daai druk op jou elke dag nie, jy voel die blydskap en die heerlikheid van God die Vader. Wow, dis mooi. So dit is nou ons huis wat ons moet skoonhou. En dit is die huis waarvan die woord praat wat ons moet skoonhou. Dit is waarheen die 7 slegter duiwels kan terugkom. As hy jou huis kan kry en hy is uitgevee en skoon gemaak en hy word nie verder aan gewerk nie, kan hy terugkom. Nie in hierdie fisiese huise nie. In jou siel, in jou hart. Dis hoekom jy moet uitsorteer en werk en saamwerk en skoonmaak en bly uitsorteer. Nou omdat kinders van die Here dit nie meer doen nie, ervaar hulle daai druk. So, prys die Here. Kom ons gaan aan. Nou ons gaan nou weer na 'n ander kant toe. Ons besef nou daar is geen duiwels in enigiets wat op ons mure of huise of enigiets kan wees nie. Maar nou wat die mens nou doen, hy glo nou in bygelowigheid. Kinders van die Here is verskriklik bygelowig. Okkulties. Want ons glo dat sekere dinge wat geestelik is, geestelike betekenisse het, krag het in ons geestelike lewe. So wat doen ons nou? Nou gaan ons en ons voer baie dinge in ons lewe. Ons gooi sout en ons smeer die mure met olie en ons gebruik druiwesap en ons het gekleurde kerse en ons het menorahs en ons het talite wat ons oor ons koppe gooi en ons swaai vla en ons het profetiese koordanse en rituele wat ons uitvoer en kruise en krone en al hierdie dinge en ons voel, ja, dit is nou geestelik. Ons het hierdie skilderye van Jesus Christus wat die olie so oor die vrou se kop uitgooi en hierdie warrior vrouens en hierdie sensuele dinge en hierdie beeldskone vrouens wat Jesus so vashou en aanhang en al hierdie dinge. Het jy dit al gesien? Het jy dit beleef? En ons as kinders van die Here raak in vervoering oor hierdie goed. En ons aanbid dit, en ons wil dit hê, en ons wil dit in ons huise gaan hang, want ons voel dit het krag. Dit gaan vir my die oorwinning gee, Jesus wat die pot olie oor my kop gaan uitgooi. Ek kan op sy rug klim, ek kan onder sy voete sit, ek kan by hom wees. En al hierdie dinge is afgode, dit het geen krag nie, dit het geen waarde nie, dis bygelowigheid, dit word bygevoeg by God se woord. Hy sê, en wee jou as jy byvoeg, of weglaat. En ons as kinders van die Here is nie nugter oor hierdie goed nie. Ons aanbid die kruis waarop die Here Jesus Christus gesterf het. Ek het nou nog vir verduidelik, dis 'n moordwapen. Jesus Christus het nie sentiment aan sy moordwapen nie, en God nog minder. Jesus Christus het nie omgegee dat sy ma staan en huil by die kruis nie. Ons raak emosioneel en voel, Maria moes 'n verskriklike ding deurgegaan het en ons kry jammer en ons huil en is ons emosioneel. Terwyl Jesus opgestaan het uit die dode. Niemand ken hom meer na die vlees, hy het geen sentiment gehad in familie nie. Hy het nie omgegee nie, hy het verstaan, daar's krag van redding in sy lewe, die offer wat hy kom bring het, en die mens kom losmaak en kom vrymaak. Maria moes die Here Jesus Christus aanneem, sodat sy gered kon word. Daar's geen sentiment nie, daar's nie 'n spesiale plek nie. En omdat ons as kinders van die Here nie nugter is en die geestelike dinge verstaan vir wat dit is nie, klink dit vir ons hart. Wil ons dit nie aanneem nie. Die menorah, ons moet die lig wees, dit moet in ons harte skyn. Daar is nie meer 'n fisiese ding met ligte wat ons kan neersit en kersse wat ons kan opsteek nie. Dit raak demonies, dit raak okkulties, want dit is Ou Testamenties.
Maar in die Nuwe Testament moet ons die lig wees van hierdie wêreld. Ons moet skyn in hierdie donker wêreld. Help jy sit 'n menorah iewers aan en jy brand kersse nie. Mense het tot gekleurde kersse gaan brand en voel dit het enige betekenisse. Mense swaai vla, dan lyk dit soos enkele vlerke en is kleure en dit is dinge en dit is allerhande simbole. Alles bygevoeg by God se woord. Wee jou. En dit is wat die Here vandag met ons praat. Raak nigter. Verstaan die woord vir wat dit is. Mense wat die Paasfees gaan vier het. Wat 'n geweldige rituele was dit nie? Kruise, rooi lappe, krone, allerhande dinge. Ons ken Jesus nie meer na die vlees nie, maar uit die krag van sy opstanding weet ons wie die Here Jesus Christus is, weet ons wie God die Vader is. Verstaan ons die krag wat in ons uitgestort is van die Heilige Gees. As ons dit vandag verstaan, gaan ons nie een keer worry oor 'n duiwel nie. Jesus Christus het aangestap gekom en die duiwels het uitgevaar. Ons het die Gees van God, die krag, die lewe van hom. In ons binneste, maar ons hou ons op met hierdie valse leerstellings. Die Paasfees was 'n Ou Testamentiese gebruik. Dit was 'n fees in die Ou Testament. Vandag doen ons die nagmaal, maar jy moet die lewe leef. Dit moet so deel wees van jou lewe en die nagmaal is maar net 'n uiterlike bewys van dit wat jy al reeds in jou hart glo en doen en uitvoer en verstaan en deel is en al hierdie dinge. Die nagmaal het geen krag as jy nie die lewe lei nie. Dis geen bewys van niks. En ek dink as ons vanaand as kinders van die Here kan nigter raak oor hierdie dinge, gaan ons begin oorwin, gaan ons begin verstaan, gaan ons begin opstaan in ons geestelike lewe. Nie meer redeneer rondom hoeveel punte en dinge en redenasies nie. Onthou net, Satan is redenasie. Hoeveel redenasies op redenasies hoor 'n mens? As jy die woord lees, aanvaar dit vir wat dit is, leef volgens dit, gooi daai dinge af, verstaan dit, sê, Here, ek is jammer, ek was in hierdie valse leerstellings in gewees, ek is jammer, ek het hierdie dinge gedoen, ek is jammer, ek het nie verstaan nie, ek was in onkunde gewees, vanaand hoor ek die waarheid van die woord, en leef in dit, moenie terugsak nie, gaan vorentoe. So ek hoop dit kan nie vanaand aanmoedig en bemoedig en lewe gee in jou binneste soos dit vanaand vir my gedoen het. Dit is hierdie heerlikheid en opgewondenheid in my lewe wat ek kan verstaan, Here, dis die kennis van die woord wat ons moet hê. Dis geen ander kennis nie. En as jy dit hoor, skei dit af. Gaan aan. Nuttelose stryery beteken niks. Gaan jy aan, dien jy die Here, leef jy die leef, dra jy die vrug, lewer jy Gods vrug op. Moenie worry oor die ander ou wat besig is met weet nie wat nie. Lewe jy die lewe. Verstaan jy die woord, lewe jy volgens dit, groei jy volgens dit, staan jy volgens dit op, sodat jy ook 'n leraar in die woord kan wees, om ander te kan leer. Prys die Here, ek is vanaand opgewonde, ek het gesien hoe mense 'n beeld van Jesus soen, was eintlik effens creepy. Dis presies wat dit is. Ons het in die laaste tyd gesien, dit is takke wat geswaai word, en dit is palms, en dit is kruise, en dit is krone, en dit is dinge. Dit het niks waarde nie. Mense doen dit omdat hulle vlees voed. Enigiets wat jy doen wat jou vlees voed, dit voel jou oor goed. Nou kom ons gaan net gou so 'n bietjie vinnig na een punt toe. Daar is wel een beeld. Een beeld. Wat ons moet uitgooi. Maar dis eintlik 3. Eintlik 3. Eerste is dit jou TV. Tweede is dit jou selfoon. Derde is dit jou rekenaar. Hoekom sê ek dit? Niks wat dood is, het lewe nie. OK?
Maar dit wat jou oë inneem, aanskou, soos flieks, programme, Facebook, goed op jou komputer, of wat ook al die geval mag wees, wat jy mee besig is, wat onheile is. Ok? Dit penetreer die hart, sodat dit sondebaar. Ok? So, dit skep begeerlikhede, dit skep onvergenoegdheid, dit skep nuuskierigheid, dit skep skinder, kwaadpraat, hoerery, afgode, dit skep alles in jou binneste. En dit bring daai begeertes voort, want nou is jy besig met fisiese mense, wat lewe, wat siele het, wat dinge uitbeeld, wat oreer op 'n program, of op 'n fliek, of op 'n rekenaar, of op 'n Facebook, of wat ook al die geval mag wees. En jy raak deel van dit. En dit penetreer jou innerlike. En dit baar sonde. So dis die beelde wat ons moet uitgooi. Dit lewe, dit het sonde. Dit het lewendige sonde. En dis wat ons dag vir dag inneem. En dis hoekom kinders van die Here sukkel om los te kom. Hulle sukkel om vry te kom. Want hulle maak hulle self vol met die wêreld en sy begeerlikhede en afgoderry en onvergenoegdheid en al hierdie dinge en sonde en ongeregtigheid en al hierdie dinge raak deel van jou lewe. Waar gaan dit aan die diens kyk? En onmiddellik is daar 'n redenasie. Daar's 'n redenasie. Ek gebruik my foon vir die dienste om uit te saai. En ons share daarna. En dit is wat ons op ons fone doen. As ons nie iets opsit van die kerk nie, is ek nie besig met mense op my Facebook nie. En dis wat elke ou vol moet uitsorteer, en ongelukkig is ons aanlyn. En dis die challenge wat ons het. Maar dis wat ons moet oorwin. En dis die opgewondenheid in my hart vanaand. Here, ons kan oorwin. Ons kan elke liewe sonde oorwin, want die Here Jesus Christus het vir ons kom wys, ons kan elke greintjie van die vlees oorwin. Onthou, Jesus Christus was 'n jong man. In sy 30's. Hy mag geen begeerte gehad het, geen drang. Geen verkeerde gedagte. Geen sonde. Want anders kon hy nie die duiwel oorwin het nie. Hy kon nie so toegee aan hierdie vlees nie. En dit is wat ons as kinders van die Here moet begin verstaan, en dis daai harde werk wat jy moet insit. Here, ek moet uit hierdie vlees uitbreek. Ek moet uit hierdie vlees uitbreek. Ek moet uit hierdie vlees uitbreek. Want ek moet verstaan hoekom die Here Jesus Christus dinge gesê en gedoen het, soos wat hy dit vir ons oorgedra het. Ons kan nie redeneer nie. Ons weet. So dit is die challenge wat ons mee sit. Maar ons kan dit oorwin. Is dit nie mooi nie? En dit is al hierdie dinge, dit gaan nie net oor Facebook nie, dit gaan nie net oor jou selfoon nie. Dit gaan oor ons sit voor flieks, ons gee ons self oor aan daai sonde. Onthou net, daar's mans en vrouens wat getroud is. Nou het hulle verhoudings aan op daai programme, op daai flieks. Ons verlustig ons daarin, ons raak deel van daai liefdesverhale. Ons begeer die mans, ons begeer die vrouens, ons raak onvergenoeg met ons eie man of vrou. Dis eintlik daai perfekte persoon wat ons wil hê, daai perfekte een met die lyf, daai perfekte een met die gesig, die hare, die wow, die hoe. En dis wat ons begeer, en dit maak jou onvergenoegd in jou huwelik. En jy bring derde persone in jou bed en jy bevlek jou bed. Jou huwelik is nie meer rein en skoon nie, want ons die hele tyd hierdie afgode, hierdie hoerery en dinge in jou huis. En dit bring jy die hele tyd in, saam met jou vrou, saam met jou man. Boeke wat jy lees, liefdesverhale, dit is essensieel, dit wek jou op, dit prikkel. Ons kan vanaand eerlik wees met mekaar. En dis ongelukkig wat ons ervaar in ons lewe. En dis wat ons moet oorwin. Die beeld op jou muur, of jou op jou huis of jou ornament, het geen krag nie. Maar dit wat jy met jou oë inneem, deel maak van jou lewe, dit wat jy begeer, dit wat jy in jou lewe wil hê, dis 'n probleem. En wat gaan doen ons met die TV? Ons gaan salf hom met olie en met druiwesap, sodat hy nie gesteel word nie.
Dit maak nie die sonde heilig nie. Dis 'n probleem. En dis wat die Here ons wil leer. Kom uit die goedheid, verstaan waaroor die geestelike gaan, dat ons kan oorwinning kry in ons geestelike lewe. Kinders van die Here sit met probleme in hulle geestelike lewe, hulle sit met depressies, hulle sit met doodsheid in hulle geestelike lewe. En dis wat die Here ons wil leer, breek deur, verstaan, staan op, maak werk, oorwin, die woord sê so mooi, het jy al ten bloede toe gestry teen die sonde. Ek het al gesit met my selfoon. Karen, die prediker van die kerk. Ek het al gesit met my selfoon, dan stry ek teen bloede toe, om nie 'n post te lees nie, om nie te scroll nie. Ek slat my eie hand. Ek sê vir myself, los, jy sal dit nie doen nie. Gaan lees die woord, dis ook op jou foon. Vat die woord, lees hom, dan raak dit daai heerlikheid, dit raak daai krag. Dit raak opgewondenheid, dit raak lewe. Dit maak jou hart rein, dit maak jou hart lewe, dan is jou huwelik rein, jou lewe is rein, jou huis is skoon, alles is skoon, dis uitgevee, dis versier. Dis wat ons vir God moet doen. Dis mooi nie. So ja, prys die Here, ons kan nie bly goed in ons huwelike en alles invoer en ons soek 'n quick fix met een of ander iets wat ons gaan uitgooi nie. Ons moet daaraan werk. Ons moet oorwin. Ons moet uitsorteer. Daar's mense wat ons kyk op hulle TV's en dis al wat hulle met hulle TV doen, is om ons te kyk op hulle TV. So ja, prys die Here, dis vanaand 'n heerlikheid, 'n lekkerte, maar ook 'n baie, baie ernstige boodskap. Wat ons as kinders van die Here ter harte moet neem, werklik moet verstaan, uitsorteer en sê, Here, ek wil, ek gaan uitsorteer. Dis 'n groeiproses, maar ek gaan saamwerk. Nie meer redenasie nie, nie meer dit of dat nie, ek verstaan, Here, ek het geen redenasie nie, ek gaan. En as jy geval en gestruikel het, dis die heerlikheid hoekom die Here Jesus Christus gekom het. Ons kan om verskoning gaan vra. Ons kan vergifnis gaan vra van ons sonde. Ons kan, want ons het 'n voorspraak by die Vader, deur die Here Jesus Christus, om vir ons verlossing te skenk van ons sonde, vergifnis te skenk van ons sonde. Sodat hy las, want jy voel hy las as jy TV gekyk het, as jy fliek gekyk het, voel jy so skuldig, jy voel so gaga, jy voel nie lekker nie, jy voel so vuil, jy voel, Nou gaan jy voor die Vader en sê, Vader, ekskuus, jammer, Here, ek bely dit, ek het al weer geval en gestruikel, ek het daai fliek gaan kyk, Here, asseblief vergewe my. Ek het hierdie hoerery ingeneem, ek het 'n deel van my vrou gemaak, Here, ek het my bed besmet. Ek het 'n derde, vierde, vyfde persoon in my huwelik ingenooi, wat ek begeer het in my hart. Dit is om jou sonde te bely, uit te sorteer, jou hart skoon te kry. Jy gaan noem hom op die naam, jy sê hom, jy doen hom. Vernederend. Maar dit maak jou skoon, dit maak jou los, dit maak jou vry. Dat jy daai lewe in God die Vader, in die Here Jesus Christus kan ervaar. Prys die Here, opgewonde. Julle moet 'n heerlike aandjie hê, Stanley is môre aand 6:30 op in Engels. Hy gaan dit weer van 'n ander angle af doen. Ek dink julle besef, hy praat om heel van 'n ander angle af, is lekker om weer sy deel te hoor, en dan het ons sommer die volle prentjie van hulle. So skakel môre aand in 6:30 en op die aanlyn kerk, loof die Here. Nooi mense, stuur dit vir mense, deel dit uit, moenie meer skaam wees nie, moenie meer bang wees nie, ons met die evangelie van waarheid deel, dat mense kan loskom en vrykom, dis liefde. Om dit te weerhou en vir jouself te hou, is liefdeloosheid. Deel dit. Prys die Here. Jy met 'n lieflike handjie, lief vir almal. Ek speel weer vir ons die liedjie dat ons dit kan inbrand. Daar was geen gees en enige iets nie. Maar ons ware God spot met hulle. Maar sy koninkryk is tot in alle ewigheid, loof die Here. Bye bye julle.
olifant en buig hom neer. Hy maak daar 'n gesnede beeld van en kniel neer. Elke mens word dom wat het glo, sonder kennis. Elke goudsmid staan beskaamd deur die gesnede beeld. Ons lewende ware God spot met hulle, met groot krag en heerlikheid. Lewe hy tot in alle ewigheid, sy stem laat waters en hemele reis. Met groot krag en heerlikheid, lewe hy tot in alle ewigheid. Hy maak donders vir die reën en laat wind uitgaan. Hy sy voorraadskere, niks kan voor hom staan. Want hulle gegote beelde is leuns en daar is geen gees in hulle nie. Daar is geen gees in hulle nie. Wie hom wat vir 'n stuk koud sê, word wakker. Vir 'n dooie klip ontwaak. Kan hulle mens leer, kyk hulle is oorgetrek met goud en silwer. Moet rondgedra word, mond maar kan nie praat, oor maar kan nie hoor, neus maar kan nie ruik en daar is geen gees in sy binneste nie. Want hulle gegote beelde is leuns, daar is geen gees in hulle nie. Daar is geen gees in hulle nie. Die ware God se stem laat waters in hemel reis. Laat dampe opgaan van die einde van die aarde af. Hy maak donders vir die reën en laat wind uitgaan. Hy het sy voorraadskere met groot krag en heerlikheid. Alles is daar. Spot met hulle, hy lewe tot in alle ewigheid. Niks kan voor hom staan. Bye bye julle, lekker aandjie, lief vir almal, sien môre aand.